Goeiemôre graad 8, welkom by les 27 van LO. By les 26 se werk het ons gestop by die probleemoplossingskaart en jy moes seker maak dat jy alles gedoen het en reg het in jou skrif. Jy moes ook jou eie probleemoplossingskaart in jou skrif geteken het om jou probleem stap vir stap op te los. Nou gaan ek aan op bladsy 36 in jou handboek en ons kyk nou weer eens na verhoudings en vriendskappe, meer spesifiek na verhoudings by die huis, op skool en in die gemeenskap. Weer eens graad 8, hierdie is hersiening van kwartaal 1 se werk, so ons het dit nou al meer as 1 keer behandel. Julle sal onthou dat in die begin van lockdown het ons ook hersiening gedoen oor kwartaal 1 se werk. Eerstens, asseblief onthou om by te hou met jou sleutelterme, as jy dit nog steeds nie voltooi het vir kwartaal 1 se werk op hierdie gedeelte nie, doen dit asseblief. Jou sleutelterme is verhouding, empatie, inleier en persoonlikheid. Jou definisies is agter in jou skrif. OK, verhoudings en vriendskappe. Jy het verhoudings met alles wat bestaan. Jy het 'n verhouding met jouself en ander mense as individu, groepe, gemeenskappe en selfs hele nasies. Jy het verhoudings met alle lewende dinge om jou. Al hierdie verhoudings kan jou lewe verryk. Jy kan ook alles en almal verryk met wie jy in 'n verhouding betrokke is. So wat ek wil hê julle moet oplet na is, as iemand praat van hulle het 'n verhouding met iemand, beteken dit nie noodwendig dat dit romanties is nie. As jy verhoudings met jou vriende het, dan beteken dit dis vriendskaplike verhoudings. Jy het ook verhoudings met jou mense by die huis, jou gesinslede, jou hele familie. Dit beteken nie altyd dat 'n verhouding slegs romanties is nie. Op hierdie prentjie, figuur 2 op bladsy 37, sê dit vir ons, alle mense het verhoudings met ander mense. Jy het verskillende verhoudings met verskillende mense in jou lewe. Jy kan sommige verhoudings kies, maar ander nie. Onthou julle hierso dat ek jou gevra het watter verhoudings kan jy kies en watter nie? Nou die wat jy kan kies is die mense wat nie deel is van jou familie nie. So met ander woorde, jou vriende by die skool of romantiese verhoudings. Die verhoudings wat jy nie kan kies nie, is ongelukkig jou familie of jou gesin. Jy kan nie kies of jy 'n verhouding met hulle wil hê of nie, want dit is jou familie of jou gesin. Verhoudings wat jy kan kies is vriendskappe en mense met wie jy romantiese verbintenisse wil hê. Romantiese verbintenisse beteken liefdesverhoudings. Jy kan nie verhoudings met die gesinslede kies nie. Jy kan byvoorbeeld ook nie kies wie saam met jou in die klas of in 'n sportspan moet wees nie. Dit is dinge wat buite jou beheer is, mense. Dit word byvoorbeeld as jy gekies word om in 'n klas te wees, dan word jou naam op 'n stelsel gekies en daar word 'n klas alleenlik daaruit gekies. In 'n sportspan doen jy gewoonlik uitdinge en die onderwyser of die afrigter wat die uitdinge doen, besluit wie daar moet wees. Jy kan nie sommer sê, gooi hierheen uit en sit hierheen by of hoe ook al. 'n Goeie verhouding het al of die meeste van die volgende eienskappe: vertroue, wederwysige respek, gedeelde belange, empatie, begrip, nie veroordeling, gedeelde waardes, kwesbaarheid en openlikheid. So dit is puntsgewys, maar net min of meer meeste van die eienskappe wat in goeie verhoudings voorkom. Soos wat die lewe nou aangaan, is daar ook slegte verhoudings in jou lewe, want nie alles kan die hele tyd goed gaan. Jy kom nie klaar met of hou nie van almal met wie jy in aanraking kom nie. Daarom is daar slegte verhoudings. 'n Slegte verhouding het al of die meeste van die volgende eienskappe: wantroue, wanbegrip, oneerbiedigheid, veroordeling, geslote, geen gedeelde belange, geen gedeelde waardes en gepantser. Sommige mense het goeie verhoudings met sommige gesinslede en met ander nie.
So dit gebeur dat jy goeie verhoudings het met sommige mense en slegte verhoudings met ander mense. Dis normaal. Dan kyk ek op bladsy 38, sê dit vir ons geskikte maniere om 'n verhouding aan te knoop. Wanneer jy klein is, dink jy nie juist daaraan om 'n verhouding met enigiemand aan te knoop nie. Jy speel met die kinders in jou speelgroep of bewaarskool of by die huis. Jy neem nie besluite oor verhoudings wanneer jy baie jonk is nie. Dit verander gewoonlik wanneer jy skool toe gaan. Julle begin skielik klein groepies vorm. Okay, mense, dit is nie dat jy die vriende wat jy nou op skool het vir die res van jou lewe gaan hê nie, maar dis ook nie te sê jy gaan hulle verloor nie. Baie mense bly altyd goeie vriende en gesels gereeld, maar soms is dit net daai persoon vir wie jy elke jaar met hulle verjaarsdag geluk sê, en dis dit. So ek sê nie dat jy nie nou met moeite doen met vriendskappe nie, ek sê net probeer die moeite doen om die vriendskap vir altyd te hou. Hierdie prentjie van die handboek sluit aan by die vorige gedeelte en dit het gesê, jy begin om klein groepies maats te vorm en sluit ander uit. Jy probeer egter nog nie opsetlik om 'n spesifieke maat te hê en nie die ander een nie. Dit gebeur meestal spontaan. So opsetlik het ek al vir julle gesê, besluit om iets te doen en spontaan van self. Onder aktiwiteit 2 gaan dit aan en dit sê vir ons, wanneer jy jou voor tienerjare ingaan, sien jy soms ander mense raak wat jy beter wil leer ken. Teen die tyd dat jy 'n tiener is, kan jy leer hoe om vriende te maak en verhoudings met spesifieke mense aan te knoop. Daar is baie maniere om nuwe verhoudings by die skool en in die gemeenskap aan te knoop, en selfs by die huis. So jou voor tienerjare beteken 10 tot 12 jaar oud, dan begin jy ander mense raak sien en jy is nie meer in jou klein groepie met die maatjie van graad 1 af. Jy wil nou ander mense ook begin raak sien en gewoonlik in graad 7 dan raak jy vriende met amper almal in jou vriendegroep. So dan leer jy meer mense ken en jy sluit ander nou weer uit of jy maak net 'n groter vriendegroep. Nou kyk ek op bladsy 39 na geskikte maniere om verhoudings by die skool aan te knoop. En dit sê vir ons baie van julle gaan in graad 8 in 'n splinternuwe skool wees. Sommige van jou ou klasmaats en selfs vriende kan saam met jou by jou nuwe skool en in jou klas wees, maar ander ken dalk niemand in die nuwe skool nie. So ek dink vir baie van julle was dit vreemd om vir die eerste keer hier by Oosterweg in te stap toe julle op die kamp gegaan het, want toe jy nog niemand geken nie, of jy het 1 of 2 maats geken wat saam met jou van laerskool af beweeg het na hoërskool toe. Dit kan 'n baie interessante tydperk wees. Dit kan ook 'n baie uitdagende en veel eisende tyd wees, omdat jy jou voete in 'n nuwe skool moet vind. Selfbegrip en selfagting is 'n inleier vir verhoudings. Die ekstroverte het uitdagende persoonlikhede met sterk selfbegrip en hoë selfagting en vind dit maklik om na mense en die omgewing uit te reik. So ekstroverte mense beteken, dis uitgaande, hulle gesels met enige iemand. Ek het nog vir julle die voorbeeld in die klas gegee van 'n ekstroverte tannie wat my in die mall raak geloop het. Ek ken die vroumens van geen kant af nie en sy stop my die eendag en sê, "Poppie, waar het jy daai toppie gekoop? Dis vreeslik mooi." So dis 'n baie goeie voorbeeld van 'n ekstrovert. Die tannie het my nie geken nie, ek het haar nie geken nie en sy het net besluit sy gaan gou 'n geselsie met my aanknoop oor die hemp wat ek aangehad het. Dan kry jy nou weer die teenoorgestelde, die introverte. En introverte beteken hulle is skaam. Die introverte het skaam persoonlikhede met swak selfbegrip en 'n lae selfbeeld. Dit is nie altyd so nie. Dit is nie altyd dat introverte 'n swak selfbegrip en 'n lae selfbeeld het nie. Dit beteken dalk net dat hulle skaam is of nie uit hulle kassie uitklim voor ander mense of vinnig gemaklik voel om ander mense nie. Dit beteken nie noodwendig dat hulle 'n swak selfbegrip of 'n swak of 'n lae selfbeeld het nie. Dan sê dit vir ons verder, introverte maak moeilik nuwe vriende. Daar is egter baie kombinasies van persoonlikheid en vlak van selfbegrip en selfwaarde. So introverte sal ek sê,
is mense wat gewoonlik aangetrokke is tot mense wat baie dieselfde as hulle is. En hulle voel bedreig as iemand ook byvoorbeeld snaaks is soos hulle, of ernstig is, of slim is soos hulle. En dis hoekom hulle sê, maak moeilik nuwe vriende, want jy wil die beste wees, en niemand kan soos jy wees nie. Op bladsy 40 gaan ons aan met 2.2, geskikte maniere om verhoudings by die huis aan te knoop. Tieners, ouers of versorgers moet dikwels 'n nuwe kommunikasiemetode ontwikkel, omdat jy nie meer 'n kind is nie. Jy is besig om 'n jong volwassene te word en die manier waarop jy oor dinge dink en voel, kan tydens jou tienerjare baie verander. Jy kan selfs krities word oor jou ouers of versorgers as mense, hulle lewenstyl, menings en ouerskapstyl. Ouers of versorgers kan weens die verandering in jou voel, hulle weet nie meer wie jy is nie. Jou verhouding met jonger en ouer broers of susters en ander lede van die huishouding kan ook verander. Jy kan die tyd van jou lewe gebruik om baie sterk verhoudings met die lede van die huishouding te vorm. So hier het ek al vir julle gesê, almal gaan in daai stadium in van hulle lewe waar alles en almal hulle irriteer. Jy irriteer jouself, jou maats irriteer jou en is alles omdat jou liggaam verander en jy word nou 'n jong volwasse persoon. So dis normaal dat jy gevoelens kry teenoor ander mense, maar dis nie nodig om vieslik te wees wanneer jy deur hierdie veranderings gaan. Hulle sê vir jou dit kan die tyd wees of dit kan die tyd wees wat jy gebruik om sterk verhoudings te bou eerder as om mislik te wees. Want in daardie tye wat jy so niks met niemand wil te doen hê nie, sal jy agterkom is goeie tye wat jy mis as jy terugkyk daarna. Die beste manier om mekaar te verstaan is om te praat oor jou gevoelens oor dinge en wat in jou lewe gebeur. Dit is onmoontlik vir mense om vanself te weet wat in iemand anders se lewe aangaan. Jy en jou ouers of versorgers moet nuwe maniere vind om met mekaar oor die weg te kom en geskikte perke en reëls stel terwyl jy al meer volwasse word en in staat raak om na jouself om te sien en jou eie besluite oor belangrike dinge te neem. Een van die beste maniere om dit te doen is om aan jou ouers of versorgers te bewys dat jy verantwoordelikheid kan aanvaar. Bewys dit deur sekere verantwoordelikhede by die huis te aanvaar, soos om gereelde werkies te doen. Hulle sal dan kan sien dat jy op 'n volwasse manier optree. Nog 'n manier om dit te bewys is om jou huiswerk te doen. Okay, volgende slide sal aangaan by daai stukkie. So moenie net skree as 'n ouer of 'n versorger vir jou sê nee, jy kan dit nie doen nie. Vra hoekom en hoe kan jy hulle mind dalk verander? Hoe kan jy maak dat hulle dalk sê ja? Doen ietsie vir hulle, op hierdie manier leer jy verantwoordelikheid en hulle sal sien dat jy verantwoordelikheid aanvaar. Jy kan ook op 'n gedissiplineerde manier studeer, dit leer jou ook verantwoordelikheid. As jy mense by die huis met respek en vriendelikheid behandel, sal dit ook baie help om te bewys dat jy verantwoordelik wil wees in jou verhoudings. So, hier wys dit vir ons net op figuur 5. Baan die weg vir goeie verhoudings by die huis. Moenie lelik wees met almal as jy in 'n mood is of ietsie nie. Praat daaroor, kom daaroor en gaan aan. So die huiswerk vir les 27 wil ek net weer eens vir jou sê, maak asseblief seker dat jy alle sleutelterme en aktiwiteite gedoen het wat oor die les se werk gehandel het. OK. Baie dankie graad 8.